Goeiemôre, good morning en baie welkom by nog 'n opwindende oggend hier saam met ons. Ja, nee, kyk Pieter, vandag is 'n baie spesiale dag want dit is Wêreld Vegetariërdag. Ek tog dit is die maand Oktober of so iets. Dit ook. Okay. Al singende, al springende. Om Wêreld Vegetariërdag te vier, het ek en Elsa gisteraand gesloof om vir jou iets te maak vir Ja. ontbyt. So Pieter, hier is vir jou 'n Waar kom dit ietsie. in? Kom dit- Hier is dit nou. Nee, dit vir. Dankie. Maar dankie, julle het hard gewerk. Dankie. Ja. Lekker. Ons het Jy begin jou oggend baie gesond, hè? Vegetariërdag. What's up, doc? Ja. Ja. Nou, terwyl Pieter aan sy wortel smil, gaan ek julle vertel waarna julle kan uitsien in vandag se episode. Ons bespreek die nuutste tendense in matriekafskeidmodus. Arnold gesels met die driekamp kampioen Henry Skuman en die aktrise Sandy Schultz kom kuier by ons. Die Kanadese musiekster Jamie Fine kom maak 'n draai en Vrede kom sorg vir 'n bietjie musiek. Daar's dit en 'n paar ander verrassings, maar eers is dit tyd vir die hoogtepunt van ons oggendpraatjies. Hoe lekker vullend is ek nou na hierdie wortel. Ek Lekker. voel vars. Doen Reg. jy? Dis baie lekker proom. Dis heerlik, né? Luister dames, dra julle wol? Ja. Dra jy? Ja. Waarvan word wol gemaak? Vertel ons. Wol is 'n natuurlike produk Ja. en dit Jy moet is dit nou aan ons kommunikeer soos wat Google dit sal doen, hè? Ek verwag niks minder nie. hierdie is die Suid-Afrikaanse na 12 in die aand Google. Ja. Dis blerry nice. Maar hoekom ek vra is, né? Daar het 'n baie interessante, maar ek moet my bril opsit vir hierdie. Ja. Ja. Daar het 'n harige situasie ontaard na forensiese toetse uitgevoer is op klere wat verkoop word by 'n kleremark in Victoria, Australië. Die toetse het onthul dat kinderbaadjies as skaapwol bemark van kat en haarpels gemaak is, terwyl ander bykomstighede soos beanies wat as sogenaamde sintetiese materiaal verkoop is, jakkals en wasbeerpels bevat. Een van die betrokke produkte is onder die bekende handelsmerk Sutton's UGG verkoop, wat later erken het dat daar fout met etikette was. Diereregte groepe en die Animal Justice Party het na hierdie onthullings opnuut 'n algehele verbod op pelsverkope in die staat geëis. Dit volg ondanks Australië se verbod op die invoer en uitvoer van kat- en hondepels wat al sedert 2004 in werking is. Volgens Emma Hackinson van Collective Fashion Justice sou die meeste Australiërs geskok wees as hulle moes uitvind dat hulle per ongeluk klere uit katpels kan koop terwyl hulle self 'n kat as 'n troeteldier het. Hoe's daai nou? Elsa. Ja. Dink jy dis regtig 'n fout met die etikette? Ja, maar dit maak my bekommerd om te dink dat mense dink hulle kan wegkom met so iets, jy weet. Dis nie veronderstel om te gebeur nie. Kom ons hou dan maar liewer by skaapwol, jy weet, en nie die wollaar stories nie, soos wat ek hierdie sou etiketeer. Maar ek dink dit is vir my, dis verskriklik sleg om te verneem dat so iets aan die gang is, want en veral 'n plek soos Australië, ja, jy weet. I do think that companies have a responsibility to sell what is on the label. Yeah. Yep. If I am buying something as a wool product, I'm not expecting it to be made out of fox hair or Glad a nie. cat or something else. Want dit is oneties. Ja. Wel, dis glad nie 'n wollaar storie nie, maar ek is seker hy gaan nog lank die mense van Australië veral se kop laat krap. En ek moet sê die ding oor pelse is vir my ook 'n ding. Want ek meen wol, mense verstaan, ja. skape word geskeer en dis hoekom die wol, dit is daar. Maar pelse is 'n ander storie. Ek het nog nooit gedink hoekom sal ek nou 'n een of ander beerpels baadjie wil dra as 'n fashion statement of so iets nie. Maar die vraag bly dan, weet ons werklik wat ons koop? Ek sal liewer dat iets uit 'n kunsmatige materiaal gemaak is wat nie reg diere soos 'n wol is nie. Ek sal liewer dit verkies Ja. as en dit sê real Ja. wool than to be wearing wool and it's actually made out of something else that I Dis personally waar. have an ethical or moral issue with. Nou, definitief. Dis wat ek wou gesê het om by te voeg. Dit is oneties op meer as net een manier. En ek stem saam met Ross. Ek dink dit is 'n baie kontroversiële onderwerp. Baie. Na aanleiding van die feit dat sommige mense meen 'n mens kan 'n fashion statement maak Ja. met so iets, maar nee, ook nie vir my nie. So ek dink daar moet meer ondersoek ingestel word om seker te Kom ons hang hierdie jas in die kas tot later. Kom ons hang die jas in die kas. Pieter. Well, clearly there is a market for anything. Pieter,
What do you do? This is such an awkward question for me to be asking. But here we go. What do you do with your fingernail clippings? Wat's 'n vraag? Did you ever think that at 6:05 in the morning on a random Wednesday, someone would be asking you this Ek doen niks question? daarmee nie. Ek staan mos nou en ek knip dit en dit val hier op die gras of iets of as ek dit knip oor 'n asblik, gooi dit weg. Gooi dit weg. Ja. Well, you may be missing a trick here. You might want to reconsider throwing them away. Fingernail clippings are now being sold in China as ingredients for traditional medicine used to treat conditions like tonsillitis and abdominal issues in children. Now, companies buy the clippings from schools, villages, and then they clean and they grind them into a powder for medicinal products. Because adults only grow about 100 grams of nails per year, only. Bear in mind, it says only. The demand is high and prices are steep. A woman in Hebei reportedly sells hers online for 150 yuan, which is basically about 600 rand, per kilogram, having collected them since childhood. Although nail polish and alternative ingredients had reduced the use of fingernails since the 1960s, they are now seeing a comeback in popularity. However, processors strictly reject toenails. Wat vertel jy ons nou? Ek kan nie. Die feit dat ek moes gesê het, they don't accept toenails, but they do accept fingernail clippings, which they grind into powder, because obviously it's like keratin and collagen and all of those things that, I guess make your tonsillitis better or cure your abdominal issues. I just want to know who figured this out. Ja, ek weet. Who went and did the research to say, luister hierso, as jy nou jou vingernaels gaan knip, gaan ons vir jou 'n ietsie maak en dit gaan jou beter maak as jy enige mediese toestande het. Dit is insane. Was daai prentjie op die skerm soos nou 'n hoop vingernaels? Nee, ek het nie eens gekyk nie. I was just like, ek is geskok. Kyk, ek gril ook vir min dingetjies in die lewe, maar hierdie enetjie is nou regtig een wat my 'n bietjie laat gril. En dan hoe lank, as elke volwassene 100 gram per jaar groei, in terme van jou naels. Hoe lank vat dit dan om 'n kilogram, 10 jaar, Ag nee man. dan moet jy jou versamelingkie bymekaar maak, elke keer. Hier is 'n bakkie Hier, naels. Kom, Pieter, kom. Kyk hoe mooi is my. Kyk, 1 gram, 2 gram, 3 gram, nee. I think there's got to come a point where we actually say, can I just rather have tonsillitis? My vraag is, die mense wat naels kou het nou daarom 'n geleentheid om spoeg jou naels in 'n bakkie. Op, jy moet help. Maar ek is seker van daai Fruit Loops of Cocoa Pops is nou heerlik. Nee. 'n koppie koffie ook. Ek dink ons het almal nou genoeg gegril vir een oggend. Wat doen jy? Eet my Onthou, wortel. Hierdie gesprekke sal ook later op ons YouTube kanaal beskikbaar wees. Intussen kan jy ingeskakel bly want Arnold gesels binnekort met die Suid-Afrikaanse 3-kamp kampioen Henry Schoeman en dan wil ek jou ook daaraan herinner dat jy gerus 'n draai kan gaan maak op ons sosiale media platforms, want daar sal jy ook weer na oomblikke kan kyk soos dit wat ons nou net hier beleef het.